julle dalk die Moe-vallei? Weet julle dalk wie daar so bly? Huis in sy moe-huisie, daar is hy. 'n vriend soos min en 'n held daarby. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier? Vernader skyf vir 'n avontuur. Wie laat ons kraai van pure plesier? Vir 'n storie van sy nuutste gier. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Moe mama, moe papa, moe my. Boeboe en snip, snap en stinkie daarby. Almal bly saam in die Moe-vallei, saam met Moomin. Moe mama, moe papa, moe my. Boeboe en snip, snap en stinkie daarby. Almal bly saam in die Moe-vallei, saam met Moomin. Moe mama, moe papa, moe my. Boeboe en snip, snap en stinkie daarby. Moe-vallei lê rustig en bak in die heerlike sonskyn. Daar's nêrens 'n swempie van moeilikheid nie. Of wag, miskien het ek te gou gepraat. Wag vir my, Moomin. Mamma. Is julle klaar, mamma? Is wat klaar? Die pannekoeke. Jammer my skat, die towerman se hout brand so bietjie stadig. Ag nee. Ek's nou klaar. Drink so lank 'n koeldrank. Mamma, wanneer is die pannekoek nou klaar? Ek is onnoos, dom en onnoos, ek kry nooit niks reg nie. Nooit, dis nie waar nie. Ou boet is 'n slim professor. Nee, alles behalwe. Ek is 'n totaal en 'n volslae mislukking. Is nie. Ou boet se skip wat op die grond dryf is dan so 'n sukses. Maar dis nie genoeg nie, sis. As 'n mens 'n skip kan maak wat op die grond ry, kan jy ook een maak wat deur die lug vlieg. Ek weet ou boet is slim genoeg om dit te doen. Ek is glad nie meer so seker daarvan nie. Dit voel al of my brein vasgehaak het. Laasnag het ek gedink ek het dit reg gekry. 'n Skip wat kan vlieg. Maar nou dat ek weer hierna kyk, lyk dit glad nie meer vir my asof dit gaan werk nie. Dis alles 'n totale volslae mislukking. My brein het iewers langs die pad vasgehaak. My lewensdroom van 'n vliegende skip lê aan skerwe. Hoekom het ek so dom geword? Sal jy gou vir my die ander gaan roep? Die pannekoeke is uiteindelik klaar. Reg, ek sal vir hulle gaan sê. Wat doen Moomin en Moe daar buite op die stoep? Sy huil alweer op sy skouer. Moenie so hartseer wees en jou ou boet sal definitief daaroor kom. Die slim uitvinders gaan altyd so te kere as hulle goed nie wil reg uitwerk. Raak Moe pappa ook partykeer so snaaks. Hy's mos ook 'n uitvinder van mooi stories. Ja, pappa raak ook partykeer so. En toe, is julle lus vir pannekoekkinders? Ja, dankie Moema, maar dit sal baie lekker wees. Ag Moomin, gaan roep asseblief gou vir pappa. Hy's vandag druk besig met sy skryfwerk. Reg, mamma. Foei tog, jy lyk so afgehaal, kleintjie. Die son keer terug na die ooste en bring die môre. Die môre bring die lig en die lig bring die dag. Ag nee, wat besiel my om sulke onsin te skryf? Ek het so vraggies gaan skryftalent nie. Ek skryf nie meer een ordentlike sin nie. Alles kom verkeerd uit. Ek is dom, ek is onnoosel, ek is idioot. Ek is 'n mislukking. Ek het absoluut geen skryftalent nie. Binne? Papa? Ja, wat is dit, Moomin? Mamma sê ek moet vir pappa kom sê die pannekoek is klaar. Sê vir haar ek is in die middel van 'n baie belangrike sin. Ek sal eers later kan kom. Goed. Was daar nog iets, Sien? Nee. Is net snaaks dat pappa nee sê vir pannekoek. Moomin, wag, ek kom saam. Wag. Dankie, ek is nou trobbelik, mamma. Nou gaan ek 'n bietjie uit. Wag, ek wil saam gaan. Nee, jy bly. Jy is nie saamgenooi nie. Ek en Boeboe gaan op 'n ekspedisie, 'n gevaarlike een. Hallo Boeboe. Hi Moomin, ek het al begin dink jy kom nie meer nie. Wat het jy daarso? Dis 'n blaarbootjie. Hy seil al met die rivier af net soos 'n regte groot mensboot.
Ek weet jy, hy gaan reguit afsee toe seil. Môre oormôre gaan hy by 'n vreemde land uitkom. Ai, ek sou graag nog eendag op 'n regte boot wil ry. Dis sal ons loop, dit word laat. My wil vreeslik graag saamgekom het, maar ek het gesê sy mag nie. Dis te gevaarlik. Dis 'n fout om vir haar te sê iets is te gevaarlik. Kyk daar. Wag vir ons, wag vir ons. Ons kom saam, ons is verveel. Gevaarlike goeders is mos opwindend. Ja! Hy gaan ons regtig maar daar opklim. Ek kan Moomin gaan probeer, maar ek weet nie so mooi van julle twee nie. Ek gaan nie daar opklim, jy's te hoog. Nee, vir my nie. Ek gaan op. Bly liewer hier onder en hou my geselskap. Julle kan vir ons in die grot gaan wag. Dis maklik om daar uit te kom. Julle moet net al met die voetpaadjies langs loop. Is veilig en glad nie gevaarlik nie. So mens kan so toe loop, maar julle wil nie, julle wil na die grot toe klim. Manne is so. Ons soek na uitdagings. Dis moeilik om te verstaan hoe julle seuns se koppe werk. Uitdagings is opwindend vir ons. Kom, Bobo, ek is lus vir aksie. Kom jy saam, Snif Snaf? Ek dink ek moet die agterhoede dek. Die grot van onderaf beskerm, verstaan? Bangbroek. Is iemand moet die arme vroumens beskerm en dit kos moed en deursettingsvermoë. Ja nee, dit moet die grot wees hierdie. Kom ons gaan in julle. Ek kry hoendervleis. Ek ook. Miskien moet ons liewer buite wag. Miskien bly iemand hier so. Ag nee, kom. Julle kan mos sien daar bly niemand hier binne nie. Dis die huis wat my hoendervleis gee. Vir my ook, ja. 'n Plek waar niemand bly nie is gevaarlik. Ek dink ons is nou net mooi reg bo kan die grot. Wie was die tunnel onder toe? Miskien is dit nog so 'n bietjie meer daai kant toe. Kom ons kyk. Maskas, ek het nog nooit sulke mooi skulpe soos hierdie gesien nie. Ek kan dit nie glo nie. Die skulpe is seker baie waardevol. Maskas, kom kyk hier. Kom kyk hier, Moemey. Ai, Moemey, waar's klein my? Sy het by die grot ingegaan. Wat? Hoekom moet sy al ewig alles wat vir my lekker is aklig en sleg maak? Hoor jy my? Kom terug hier. Kom nou dadelik uit die grot uit. Vergeet dit. En nou? Kom uit daar. Dis gevaarlik in die grot. Kom dadelik uit daar. As jy my hierso wil uithaal, sal jy my maar hier moet kom uithaal. Bly net waar jy is. Ek sal jou onmiddellik daarso kom uithaal. Hoe lyk dit? Ja, saam met my kom red. Ek bedoel sy is mos ons albei se maatjie, Ja, jy's reg. Ek moet seker saamgaan. Kom, en is ons. Miskien moet ek maar jou handjie vashou. Net vir as jy dalk bang raak. Waar is jy, my? Antwoord my. Waar is jy? Hou op daarmee. Hou op, dis vreemd van jou. Jy maak vir my bang. Ek dink jy is die bang een. Hoekom klink jou stem dan so bewerig? My stem beweg en hy is heeltemal normaal. Stil, ek hoor iets. Ek hoor definitief iets daar. Ek hoor dit ook. Miskien is dit Elifant. Nee, dit klink vir my meer na iemand wat daar kreun en steen. Nee, jy ook. Ek laat my nie bang praat nie. Jy probeer nie. Daar bly niemand hier son nie. Weet julle wat hoor julle? Dis Moomin en Bobo wat so in die grot afklim. Daar bly niemand in die grot nie. Dis net Moomin hulle. Dit is waarom steen en kreun hulle dan so. Ek sê jou, dit is nie hulle nie. Ek dink dis iets of iemand wat hier in die grot bly. Maar ek het toch gehoor. Kom terug. Goed, Trekkie, lus nou styf. Nou sal hy nie afgly nie. Wie van ons twee gaan eers af? Ek sal. Nou goed, maar wees asseblief net versigtig. Stadig man, Moomin. Daar's mos nou niks wat jou jag. Stadig. Hoe lyk dit? Is alles nog in die hak met jou? Ja, natuurlijk. Is jy seker?
Dis alles nog reg. Moemen het jy seer gekry. Dink nie so nie. Au, miskien net my agteruit so klein bietjie. Maar weer dan so vreeslik gegil en geskree. Dit was ou dokter Wetals, hy het net mooi hier kom lê en slaap vir sy middagslaap. Waarom ou dokter Wetals? Is dit weer een van julle nuwe speletjies, die kinders? Nee, ons het maar net berg geklim. Ons het nie geweet jy lê en slaap so lekker hier onder nie. Julle is verkeerd as julle so dink. Ek het my glad nie net lekker lê en uitslaap hierson nie. Nou maar wat het jy dan nie so gedoen? Ek moet sê ek voel die afgelope tyd nooit meer lekker nie. Fooi tog dokter, ek hoop jy het weer een van jou kosbare seels verloor. Nee, ek het gelukkig nog al my seels, nog een en almal. Ieder en elk van hulle, my hele versameling. Daar is nie 'n enkele ene weg nie. Maar dis wonderlik. Waarom is jy dan ontevrede? Oor my seelversameling nou heeltemal volledig is. Is daar dan nêrens in die wêreld iemand wat 'n beter of groter seelversameling as jou net nie, dokter? Nee. Myne is die heel grootste en die beste seelversameling in die ganse wêreld. Daar is nie 'n enkele seel wat ek nie het nie. Dit is juist die probleem. Nou verstaan ek jou so waar nie. Jy is te jonk en jy is nie 'n professionele versamelaar nie. My lewe het hoegenaamd geen sin meer nie. Aha, ek begin nou verstaan. Vir hom is die lekkerste ding in die lewe om seels te versamel, om te soek totdat hy al die mooiste en skaarsste seels het. Maar nou dat sy versameling volledig is daar vir hom niks meer pret in die lewe oor nie. Niks meer nie. Die lewe het glad nie meer vir my betekenis oor nie. Nou begin ek ook verstaan hoekom jy so hartseer lyk. En om alles nog erger te maak, kom val ek toe nog so vraggies waarbo op jou. Die lewe is een lang lyding. Ou dokter Wetals het in die grot gelê en slaap. Ag, dankie tog, is 'n groot verligting. So, dan was jy heeltyd die spookmonster wat daar diep in die grot gelê en snork het. Ek het in my dagtes lewens nog nooit gesnork nie. Vandag het jy gesnork. Ja, ek het jou gehoor, jy het beskiklik gesnork. Hartelelik. Julle praat snet, dis gewaar nie. As julle beloof om vir niemand te vertel nie, sal ek vir julle iets baie spesiaals wys. Iets spesiaals? Dis 'n boot. Dis 'n regte boot. Wonderlik. Sjoe, is 'n baie mooi boot. Ek wonder of hy aan enigiemand behoort. Ons behoort om weer te kan regmaak. Ja, nee, wat sal glad nie moeilik wees nie. Nee, maar nie so vinnig praat nie, sy bodem lyk nie te goed nie. Ek is seker ons sal met hom op die see kan gaan rondry. Dis gehad in sy seil, julle. Gaan roeispane nie. Wie het nou spanne nodig? Ons kan mos met ons hande roei. Reg, roei julle, ek sal stuur. Wees nog versigtig, kinders, oppas dat julle nie seer kry nie. Ek het skielik al my selfvertroue verloor. Ek kan nie vir jou sê hoe erg dit is nie. Wel, dit gebeur met enigiemand wat skepend is. Selfs met jou ook. Nie te dikwels nie, maar soms tog. Dis 'n verligting om te hoor jy laat my weer effens normaal voel. Maar waar en hoe gaan ek weer my inspirasie terugkry? Nee, ek sal nie kan sê nie. My inspirasie kom gewoonlik na 'n lang tyd weer van self terug. Ek dink nie ek sal nou ooit weer iets briljants kan ontwerp nie. En ek sal seker my skryfwerk vir 'n tyd lank op sy moet skuif. Wat is verkeerd hier? Het lyk kompleet of julle twee die wêreld se sorg op julle skouers dra. Dit voel vir my ek het my intelligensie oorskat, weet jy. Ek dink ek het dalk ook. Hoi! Moe papa, moe mama. Wat is verkeerd, snaf? Jy hoef nie so op ons te skreeu nie. Ons hoor jou goed genoeg. Gou moe papa, julle moet dadelik afkom strand toe. Die kinders het 'n boot gekry. Wat 'n boot op die strand? Jy bedoel seker 'n wrak, né? Nee, hy's nie 'n wrak nie, hy het nog geseil en alles. Wat? Ons gaan hom regmaak en dan gaan ons elke dag op hom ry. Ek sal julle daarmee help. Kom saam, moe prof, dis presies net wat jy nodig het. 'n Bietjie avontuur beren is altyd weer op. Kom saam. Ja nee, dit is nogal so. Ek het van kleins af nog altyd vreeslik baie in seilbote belang gestel. Glad nie sleg nie. Dis 'n stewige meneer hierdie. En hy's ook baie goed ontwerp. Sy baas het hom weggegooi, so ons kan hom nou maar vir ons hou, né, pappa? Miskien is hy weggegooi omdat hy 'n gat in sy bodem het en nou nie meer kan seil nie. Mense wil mos nie meer deesdae sukkel om ou goed reg te maak nie. Jy het 'n punt daar, boeboe. Wel, ons het die boot gekry, so ons is nou sy nuwe baas, nee, pappa. Nie heeltemal nie. Ons sal eers 'n rukkie moet wag en kyk.
Maar wat kan ons so lank intussen doen, pappa? Wel, laat my nou mooi dink. Wat sal ons doen? Ons moet hom dadelik regmaak sodat ons hom ordentlik kan vasmeer vir ingeval hier 'n storm kom. Ja, dis 'n uitstekende idee. Maar as hy nou sy baasdag weer hierop, dan sal dit seker slegte maniere wees om nie sy boot vir hom terug te gee nie. Maar aan die ander kant weet hy dalk nie sy boot is hier nie. Wat gaan ons met die boot doen wanneer hy klaar reggemaak is? Wel, 'n boot moet geseil word. So ons moet die 7 see aandurf wanneer hy reg. Ons gaan parels soek. Ek wil graag die res van die wêreld ook sien. Ek wil liever net die deel van die wêreld sien. Ek's maar bangerig. Ag nee, moenie bang wees nie, klein moe. As daar groot branders op ons afkom, sal ons tussen hulle deurseil. Nee, moe papa. Miskien nie heeltemal nie, maar dalk tog. Genoeg van die praatjies, ons moet nou begin werk. Sal jy ons help om die boot weer reg te kry, moe prof? Natuurlik, moe papa. Is daar enigiets wat ek vir julle kan doen, moe papa? Wat stel jy regtig waar belang om ons te help? Ja, dit sal my uit die slaap uithou, maar ek waarsku jou, ek is nie baie slim met my hande nie. Nee, ek dink heel eers moet ons die boot uit die water uittrek. So gedaan. Ja, verder moet ons 'n paar balke in die hande kry. Ek wil begin deur die gat in sy pens ordentlik toe te kry. Elkeen bring een bal. Of twee. Of sommer 3. Ons sal ook aan 'n manier moet dink om die boot regop te hou terwyl ons aan hom werk. Dit gaan nogal baie beplanning kos. Ons gaan heelwat gereedskap daarvoor nodig hê. Ja, ek sal dit gou by die huis gaan haal. Emmer en 'n graaf en so aan. Ek sal saam met jou moet gaan, net hoe bring jy te min goed. En ek dan? Ek sal maar hier wag en die boot oppas, net vir die wis en die onwis. Hy snou die seile jou swaap. As die kinders nou in die bed, mamma. Ja, hulle saag behoorlik balke. Nou, dit verbaas my eintlik glad nie, maar hulle het vandag baie hard gewerk. Ek voel nou self skoon opgewonde. Ek wil graag op die boot gaan ry. Wel, vir jou sal ek na enige plek in die wêreld toeneem. Enige plek wat jy graag wil sien, enige plek waar jy graag wil gaan vakansie hou, my vrou. Ag, wat kan sommer hier naby wees? Ja, dis laat, dis tyd om te gaan slaap. Ons moet môre weer dou voor dag opstaan. En nou? Het gaan sukkel as 'n skrywer ewe skielik sy lyf matroos wil hou. Foei tog. Ek het my gedaan gewerk, my spiere is stokstyf. My ou lyf is nie meer wat hy was nie. Ai ai. Mansmense kan daarom vreeslik pieperig wees. Ai ai ai. En Knap gedaan, hulle pas perfek. nou is dit net vir deeglik vaskap. Ja. Jepat, kan jy nie sien ek teer die boord nie as jy blik dan, moeman? Ja, toe maar my. Ek teer net hierbo waar jy nie kan bykom nie. Hy snif jou lui land rot, lig geslag jou poot en gaan half my nog 'n blik teer. Ek sal nie. Jy het aangehou kerm tot ek vir jou die kwas gegee het en nou kan jy self sien en kom klaar. Ek het vir jou die kwas gevra omdat ek lus het om die boot te teer, nie omdat ek lus het om jy nou weer agter die teer aan te loop. Ek dink ons kwyt ons uitstekend van ons taak. Moet ek hierdie hele stuk van die seil afsny, mamma? Ja, maar moet net nie skeef sny nie. Op is hy. Wat's verkeerd, dokter? Jy lyk so afgehaal. Ag, jong, ek staan sommer net en dink aan hoe vinnig julle werk, Bobo. Ja, nee, dit sal nie meer lank wees voor die boot reg is vir die see nie. Dis wat my bekommer. Wat op aarde gaan ek met myself aanvang as ek nie meer heeldag vir julle kan kyk nie? Miskien moet jy planne maak om iets nuuts te begin versamel. Dit sal help. Iets niets versamel, wat nogal? Wel, sommer enige iets. Wat van iets soos skoenlappers byvoorbeeld? Nee, dankie. My kleinneef doen dit al klaar en die stomme siel is 'n totale idioot. Ek wil asseblief nie soos hy wees nie. Wat van ornamente? Ornamente? Ja, jy sal vir ewig aanhou versamel. Onwetenskaplik. Wel, dan weet ek nie wat jy wil versamel nie, maar ek dink jy moet nou aan iets nuuts begin dink. Mamma! Mamma, kom gou. Ons gaan die boot nou terug water toe stoot. Maak gou.
Wonderlik, ek kom dadelik. Mamma het die skeure in die sel vir ons baie mooi toegewerk. Maak gou, mamma. Reg, is julle nou gereed? Almal stoot saam wanneer ek 3 kom. 1, 2, 3. Mooi skot. Na soveel harde werk was die boot uiteindelik klaar en sy eerste baas het hom nooit kom soek nie. Moomin en sy vriende kon skaars wag om met hulle bootreis om die wêreld te begin. Almal aan boord vir 'n toetsvaart. Raai wat gaan ek volgende versamel? Blomme. Ek versamel van nou af blomme. Dit is 'n voorbeeld van 'n poprosie, die hy's my eerste eksemplaar. 'n Nuwe versameling, ek's bly dokter. Kleinsus. Ek dink ek gaan liewer na huis toe. Ek het skielik weer 'n blink nuwe idee gekry vir my vleiende skip. Die keer sal dit net moet werk. Ek weet dit sal ek sou steeds vir duif vashou. Sien jou later. Ahoy matrose, roeispane in die water. Nie bekommerd wees nie, mamma, ons is betyds terug vir ete. Julle hoef nie te jaag om terug te kom nie, pappa. Ek sal spesiaal kos maak wat ons koud kan eet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Roei, roei verder die bloute in. Roei, roei verder die bloute in. Roei,